tot vers 9. Luke 13, verse 6 to verse 9. Voor ek vergeet, ons gaan ook doop het in Maart maand en die intrek van nuwe lidmate. Maar ons gaan eers met die gesels oor wat die doop beteken en wat van die verwag word. En dan gaan ons sien, as jy nog nie gedoop is nie, gaan ons die doop. En daarna kan jy dan lidmaatskap uitneem en deel wees van hierdie gemeente. Ons sal vir u later die ander datums gee. Ek lees met u saam Lukas 13 van vers 6 tot 9. Gelykenis van die onvrugbare vyeboom. En hy het die gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan die vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom: meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegee het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan hy hom ander jaar uitkap. Luke 13, verse 6 to 9. Then he told this parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but he did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree, and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Verse 8. Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Die Here seën die lesing van sy woord om sy naam se wil. Ek gaan ons broer Wayne Jacobs vra om die woord van die Here vir ons te seën. Ons sluit ons oë. Here, dankie vir die voorreg om op U se naam te roep, o Vader. Here, U se woord is ja en amen, o God. Here, gebruik die pastoor om die woord vir ons voor te lees, o Vader, dat het op vrugbare grond sal val en dat ons op ons hartse tafel sal skryf. Amen. Nou wanneer dit by plant kom en by vrugte plant en blomme plant, is ek seker nie die aangewese persoon om dit te doen nie. Ek weet nie om die een of ander rede het ek die groen vingers nie te sien. Ek dink 'n jaar of wat gelede om nie kom. Ek is baie lief vir die klein rosies, nie die grootes nie, die klein rose. En ek het op my foon gegaan en Google hulle sê mos vir 'n mens als en bietjie gaan nalees wat moet ek doen om hierdie goedjies te laat groei, want dit is vir my so pragtig en ek hou so baie daarvan. Ek het Google gelees, ek het vir my 2, 3 roosplantjies gaan kry en ek het hulle water gegee, ek het selfs die goed gekoop wat jy moet ingooi in die grond om dit vrugbaar te maak. Maar Pieter, te midde van al daai dinge wat ek gedoen het die roosbome maar net die gees gegee. Ek het seker te veel water gegee met Dolly, of te min water te gee, en nie genoeg aandag gegee nie. En tot my spyt dan, het die rose verdroog, tot op so 'n stadium, dat hulle nie weer aan die lewe kon bring nie. So dit is een van die nadele, of een van die dinge wat ek nog graag in my lewe wil doen. Maar ek dink vanoggend kom God en wil hy dan juis met ons praat uit die tuin uit. Hy kom juis en hy wil vir ons deur middel van sy gelykenis of parabole wil hy vir ons sekere waarhede
sekere teologiese waarhede, sekere lewenswaarhede wil hy met ek en u deel, wanneer hy dan vir ons dan juis die landbou en die tuin voorstel. Christus kom aan en hy gebruik iets wat bekend was vir die fariseërs, vir die skrifgeleerdes en vir die tydgenote van daai tyd, om vir hulle sekere dinge te openbaar. Dit wat hulle ken, gebruik hy dan juis. Wanneer 'n mens kyk, en veral in die evangelies, dan is daar so baie gedeeltes wat dan fokus op die tuin of op die landbou. Matteus 21, die vyeboom wat verdroog het. Matteus 7 gebruik hy vrugte en bome, en hy praat van 'n goeie boom wat goeie vrugte dra, en 'n slegte boom wat slegte vrugte dra. Johannes 15 praat hy is die ware wynstok, en sy vader is die landbouer. Matteus 3 sê vir ons moet vrugte dra wat by die bekering pas. Matteus 13 kom hy, en hy praat van onkruid wat saam met die vrugte opgroei. Daarom kom hy vanoggend in Lukas, en weer eens is die fokus op vrugte wat gedra moet word. Dit is asof Jesus aan hulle wil vertel en vir hulle verduidelik hoe belangrik dit is dat hulle vrugte moet dra. Johannes 15:16, die aand voor Christus, die aand voordat hy moes gaan om gekruisig te word, kom hy en hy praat met hulle, praat met sy 11 disippels, en hy sê vir hulle, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra. Ander woorde, Christus kom vanoggend en hy praat met jou en hy praat met my en hy wil ons herinner en hy wil ons vermaan dat ons vrugte moet dra. Ons kan nie net bome wees vol blare nie. Ons kan nie net bome wees wat hier is nie, wat geen vrugte dra nie. Daar is 'n verantwoordelikheid op ek en jy, dat ons as kinders van die Here vrugte moet dra. Nie net groei nie, maar dat ons vrugte moet dra. Johannes 12, 28, 24. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel krag. Wanneer jy saad in die grond sit en hy ontkiem of sterf, dan dra hy vrugte. Maar as hy nie sterwe nie, dan kan hy nie vrugte dra nie. Dit beteken vir ek en jy om vrugte te dra, moet ons sterwe. Vir ek en jy om vrugte dra, moet die ek sterwe. Vir ek en jy om vrugte te dra, moet ons dit wat oortollig is in ons lewens, dit wat nie reg is nie, moet ons laat vaar. Dit moet sterwe, want anders kan ons nie vrugte dra nie. As jy om te groei, beteken om uit jou gemaksone uit te gaan. Om vrugte te dra beteken dat jy 'n stap van geloof neem en uit jou gemaksone gaan en doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. Soms is daar nog so baie dinge in ons lewens, die sondige natuur wat ons verhoed om te groei. Die sondige natuur, die dinge wat ons doen, verhoed dat ons groei, omdat ons nog nie dit afgelê het en dit laat sterwe nie. Moontlik is daar verhoudinge met wie jy betrokke is, wat jy moet breek, want dit is toksies. Dit is daai verhoudinge
wat keer dat jy groei en dat jy vrugte dra. Dit moet sterf man, jy moet dit breek. Anders gaan jy nooit groei en vrugte dra vir Christus nie. Ek het geleer by die skool dat soms kry mense so goeie kinders. Hulle is werklik waar voorbeeldige kinders, maar wanneer hulle saam met ander kinders is, en die kinders oordonder hulle gewoonlik of domineer hulle, dan staan jy verbaas wanneer hierdie kinders wat jy so in geglo het, nou nie meer so voorbeeldig is nie. Maar dit is juist daai verhoudinge wat ons moet probeer om te stof, om te laat sterf. Daai verhoudinge breek man, as die vriend nie vir jou goed genoeg is nie, as hy jou nie bevoordeel nie, los hom, want hy keer jou om te groei en vrugte vir Christus te dra. Ons moet sacrifice, ons moet opoffer om vir hom vrugte te kan dra. Hy sien soms dan dink ons die lewe wat ons lei is reg. Soms dan dink ons dit wat ons doen is reg in ons oë. Soms weet ons wat ons doen is verkeerd, maar tog doen ons dit. Daar's 'n gedeelte wat sê, Suster Helen, wanneer ek die goeie wil doen, dan is die kwaad altyd deur voor my. En dit het tyd geword dat ons werklik waar moet afskeid neem van daai dinge, sodat ons regtig voor die Here kan kom, skoon en rein, dat ons hom kan dien in gees en in waarheid, sodat ons vir hom vrugte kan dra wat pas by hom. Ons kan nie elke jaar na jaar kom die oudie, jaar na jaar kom ons op en ons bly dieselfde nie. Ons kan nie man, ons moet groei, want op 'n dag gaan die landbouer kom en dan gaan hy vrugte soek aan jou boom en aan my boom. En as daar nie is nie, dan weet ek nie wat gaan gebeur nie. Maar God kom vanoggend met jou en hy praat met jou en my dat ons introspeksie moet neem. En regtig sê Here, dit is 2026 hierdie jaar. Dis 'n nuwe jaar die. 'n jaar wat ek vir jou alles wil gee. 'n jaar waar ek dit wat my verhoed alles wil aflê en jou wil dien in gees en in waarheid, sodat ek kan vrugte dra vir jou. Die gelykenis wat ons gelees het, sien ons dat die landbouer kom en hy soek vrugte aan hierdie bome, maar daar was niks nie. En die eienaar van die tuin wil die vyeboom uitkap, omdat hy nie vrugte dra nie. Maar die tuinier kom en sê, gee hom nog 'n kans. Gee hom nog die jaar en kyk of hy nie vrugte gaan dra nie. Gee my nog 'n kans om hom te spit, om hom mis te gee, om Nico. Gee my kans om hom nog so 'n bietjie water te gee. Miskien gaan hy hierdie jaar vrugte dra. 3 jaar sukkel ons met hom. 3 jaar. Die jaar is sy laaste jaar. As hy die jaar nie vrugte dra nie, dan gaan hy uitgekap word en hy gaan in die vuur gegooi word. Sê my pastoor, wat sê jy vir my? Miskien is dit die jaar dat jy werklik waar vrugte vir die Here moet dra. Die jaar gee hy nog vir ek en jy 'n kans om hom te dien, om vrugte te dra vir hom, sodat hy daarin geëer en daarin geseën kan word. En weet jy, dit is moontlik God wat hierdie boom wil uitkap. En Christus kom en hy pleit maar vir ons, Here, gee hom nog 'n kans. Gee hom nog 'n geleentheid om Nico en kyk of hy nie miskien die jaar vir ons
vrugte gaan dra nie. God spreek met jou volgende man, en God spreek met my hier in die begin van die jaar, dat ons vir die Here moet vrugte dra. Maar daar is seker vereistes, dinge wat nodig is om vrug te dra. 2 dinge. Ek en jy weet, in 'n tuin is daar die boom wat geplant is, wat moet na gekyk word, wat proteïen is en die goed moet kry. En dan is dit 'n nier wat moet kom kyk, so nou en dan skoonmaak en seker maak dat hy water en goed gee. Want sonder dit kan hy nie groei nie. Christus kom in Johannes en hy sê, ek is die ware wynstok. My Vader is die landbouer. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Engels, I am the true vine, my Father is the gardener. Abide in me and I in you. Wie in my bly sal vrug dra. En dis vir my sê dat jy kan nie op jou eie vrugte dra nie. As jy nie met Christus gebind is nie. If you're not in him, if you don't abide in him, you won't be able to produce fruit. Jy kan nie op jou eie vrugte dra nie. Jy moet gekoppel wees aan die wynstok. Dit is net wanneer jy aan Christus gekoppel is, man, wanneer jy aan hom behoort, dat jy vrugte kan dra. So jy kan nou maar vir jouself sê, ag man, ek gaan nog nie nou kom nie. Ek gaan nog nie nou kom, ek gaan eers my goedjies uitsorteer, dan gaan ek kom. Ek gaan dinge, kyk kan ek die dinge beter maak nie. Ek gaan kyk of ek kom. Jy kan nie op jou eie nie. Jy het Christus nodig, man, om vrugte te dra. Jy mens moet kom net soos jy is. Kom soos hy is en hy sal daai verandering kan maak. As jy in hom is en as jy bly in hom, dan sal jy vrug dra. So dis nodig dat ons gekoppel moet wees aan Christus wat die wynstok is, want hy gaan vir ons dit voorsien wat ons nodig het. Die landbouer het ek gesê kom en hy spit en hy gee mis en hy pleit by die tuinier dat by God dat hy nog 'n kans vir jou moet gee. En nou sê die pastoor, jy praat van vrugte, waarvan praat jy? As gedeelte in Matteus en vir nou die skrif gee is, wat vir ons sê dat ons vrugte moet dra wat by die bekering pas. Vrugte wat by die bekering pas. En die gedeelte is my so kostelik, want die Fariseërs lewe 'n sedelose lewe. Die Fariseërs doen net wat hulle wil, en dan beroep hulle daarop dat hulle die kinders van Abraham is, en daarom gaan hulle toegang tot God kry. Omdat hulle Abraham se kinders is, omdat hulle afstammelinge van Abraham is, dink hulle dat dit hulle by die Here gaan uitkry. Die Here sê vir hulle, nee man, dit werk nie. Alles sê jy afstammeling van Abraham. Jy moet vrugte dra wat by die bekering pas. As in baie mense gaan vir jou vra, of jy gaan soms vir mense sê, ek is 'n kind van God, ek is 'n kind van God. Maar jy word nie geken aan wat jy sê nie, oudie. Mense lees jou lewe. Mense kyk na jou lewe en hulle kyk of die lewe wat jy leef getuig dat jy 'n kind van God is. Jy kan nie sê jy's 'n kind van God en dan doen jy nog die verkeerde dinge nie, Pieter. Jy kan nie sê jy's 'n kind van God en dan is jy nog een voet in die wêreld nie. Jy moet die Here dien, man, in gees en in waarheid, en jy moet al die wêreldse dinge moet jy agterlos.
Jy moet bekeer. As jy bekeer, sê die woord van die Here. Bekeer beteken, jy moet omdraai. As jy die kant geloop het, en jy bekeer jou, dan moet jy 'n U-turn maak. En die dinge wat jy gedoen het, moet jy nie meer doen nie. Ons is nie volmaak nie, man. Ek is nie volmaak nie. Ek sondig ook maar om Nico. Maar ons strewe na volmaaktheid toe. Ons probeer, ons vra die Here krag om ons te help, sodat ons vrugte kan dra wat by die bekering pas. Ek en jy moet leef en weerspieël dit wat 'n kind van die Here veronderstel is om te weerspieël. Dis moeilik, want die wêreld waarin ons leef is so vol sondes, daar's soveel ongeregtigheid, maar te midde van dit, Matandi, moet ons doen wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet lewe dat die Here wil hê ons moet doen. Ons kan nie in 'n kind van die Here is en nog steeds in die wêreld is nie. Dit is tyd dat ons omdraai, man. Dit is tyd dat ons 'n besluit met die Here moet maak en vir die Here vra om ons te help, want ons wil vrugte dra wat by die bekering pas. Ek is besig om klaar te maak, broeders. Matteus 21. Christus is honger. Die oggend vroeg kom hy en hy sien die boom wat daar staan, die vrye boom wat daar is. En daar was baie blare, sê die Bybel. En hy het so gehoop om iets te kry by die vrye boom. Maar daar was net blare. Daar was niks gewees nie. Ek bid die Here dat wanneer hy by my boom kom en hy vrugte wil pluk en hy wil eet van my lewe, dat daar 'n vrug vir hom gaan wees. Want jy sien, toe hy nie 'n vrug kry nie, toe bestraf hy daai vrye boom. Hy sê vir hom, jy sal nooit weer in der ewigheid vrye dra nie. So daarom is dit vir my so belangrik dat daar moet vrugte aan ons wees. Dat wanneer die tuin hier kom, wanneer God kom, dat hy vrugte kan kry, dat hy kan sien dat ons 'n kind van sy kind is, dat hy kan sien dat ons lewe aan hom behoort. Daar word gesê dat vrugte dra beteken ook dat ons moet uitgaan en disippels gaan maak, maar dis nog 'n manier waarop 'n mens vrug kan dra. Elke boom wat die vrug dra, nie, sê Matteus 7:19, sal uitgekap word en dit sal in die vuur gegooi word. Hoe lank al is ons nou al kinders van die Here? Hoe lank al is ons op die pad? Maar dra ons vrugte. Wanneer mense na ons kyk, wanneer die sondaar na ons kyk, kan hy sien dat ons kinders van die Here is. Wanneer ons met mekaar omgaan, wanneer ons met mekaar besig is, sien hy die liefde wat tussen ons is. Sien hy die gees, die vrug van die gees in ons lewens. Dra ons daai vrugte wat die Here wil hê ons moet doen, of het ons nog nie by daai stadium gekom nie. 2026 is 'n jaar wat ons nog 'n kans kry. Nog die jaar, moontlik het ons nog nooit gedra nie, maar dit is die jaar wat die Here sê, wil ons help om vrugte te dra. Matteus 13, en die ding het my so getref. Soms dink 'n mens dat om vrugte te dra moet die ideale omstandighede daar wees. Maar dit is nie noodwendig so nie. Die Bybel sê die tuinier het saad gesaai. Hy het dit in die grond gesit, Pieter. En weet jy wat gebeur toe in die nag kom die vyand en hy gooi onkruid tussen al hierdie sade wat geplant is. En hulle vra vir die tuinier, moet ons nou die onkruid uittrek, terwyl hy toe sê nee.
dit moet saam met die saad, moet dit groei. In ander woorde, die vyand gaan gedurig deurkom man, om jou te treiter, want hy wil nie hê dat jy moet groei nie. Hy gaan kom met al sy gedagtes, met al sy dinge om te keer dat jy nie groei nie. Maar die Here moet ons genadig wees, dat te midde van die onkruid, te midde van dit wat ons verhoed, dat ons nog steeds sal groei. Want jy sien, hierdie gedeelte fokus basies op wat gaan gebeur in Openbaringen. Wanneer die Here al sy kinders bymekaar gaan bring, wanneer hy die skaap en die bokke van mekaar gaan skei, wanneer hy die onkruid gaan neem, die duiwel en al sy gesante, en in die poel van vuur gaan werp. Ek en jy het nog 'n kans man. Ek en jy het nog 'n geleentheid, Elton, om met die Here reg te maak, om hierdie jaar werklik waar vir hom te dien in gees en in waarheid en om te groei. Moontlik is die laaste jaar, moontlik is die laaste jaar, maar God skenk ons nog genade, Madoris. Hy skenk ons nog 2026 om vrugte te dra wat by die bekering pas. Ek wil vanoggend man, as jy nog nie met Christus 'n verhouding gehad het nie, as jy nog nie gekom het en gesê, Here, ek wil ernstig met jou wees die jaar. Here, ek wil met jou 'n verbintenis sluit. I want to abide in you, Lord. As jy nog nie by daardie punt gekom het nie, is dit vandag. Vandag is jou dag. Moenie uitstel nie, ons weet nie wat môre nie. Bybel sê môre behoort nie aan ons nie. Vandag is die aangewese dag om daai ontmoeting met hom te hê, vrug te dra. Hy was al jou sonde soos skarlaken man. Hy gaan dit wit maak soos wol. Alles wat hoe groot jy dink is onvergeefbaar, die Here gaan dit vergewe en hy gaan dit verwyder so ver as die ooste van die weste af verwyder is. Jy is miskien hier man, jy is deel van die kerk, jy doen die dinge wat nodig is om in die kerk te kan doen, maar jy al ontmoeting met die Here gehad man, want dit is die belangrikste. Jy kan alles doen, maar as jy nie God ontmoet het nie, dan beteken dit absoluut niks nie. Vandag is jou dag man, vandag is jou dag, dat jy gaan kom en vir die Here sê, Here, ek wil vandag, wil ek omdraai, ek wil met jou 'n verbintenis maak. Kom ons sluit ons oë. Here, u woord is ja en amen. U woord kom en u woord praat met ons soos u wil hê, Here. Here, u sê nie een wil u hê moet verlore gaan nie, nie ene nie, maar ons almal moet by u uitkom. Here, maar ek dank u dat u genadige God is en ons nog 'n kans gee. Here, u is nog genadig vir ons en u gee ons nog 'n geleentheid om met u reg te maak, sodat ons ook kan groei in die grootheid en in die genade. Maar ek bid volgens Here, as daar persone is wat nodig het om te kom en te breek met die verlede, as daar persone is, Here, wie se lewe nie reg is nie, is daar 'n geleentheid vir hulle volgens om reg te maak, skoon te maak, Here, sodat U hulle kan help om vrug te dra. Terwyl elke oog gesluit is, niemand kyk rond nie. Is jou dag vandag. Is jou dag vandag. Jy ken jou lewe. Jy weet hoe ver staan jy met die Here, man. Hier is 'n persoonlike saak. Dit het niks met vriende te maak nie. Dis is in jy en God. Moontlik ken jy nie die Here nie. Daar's vandag vir jou 'n geleentheid om met hom reg te maak, om na hom toe te kom. Ek gaan nie 'n lang uitnodiging maak nie. As daar iemand is wat vanoggend hier sit en sê, pastoor, ek het gebed nodig, man. Ek weet my lewe is nie wat dit moet wees nie, maar ek kom net soos ek is en ek vra Here om my skoon te maak, om my aan te neem, om my deel te maak
van hierdie koninkryk. Is daar iemand wat sê, bid vir my, pastoor? Steek net jou hand op. Steek net jou hand op. Daar's 'n hand, daar's nog 'n hand, daar's nog 'n hand, daar's nog een wat aangaan. Die Here seën hy hande met my laat sak hulle. Daar's nog 'n hand. Maar wat van jou, man? Ek is so bang dat jy iets met jou mag gebeur en jy ken nie die Here nie. Jy ken nie die Here nie. Laat sak om my suster. Die Here gee vandag vir jou 'n kans, man. Die Here gee vir jou geleentheid. Hy praat met jou vandag om te kom regmaak. Dat ons hierdie jaar 2020 kan ingaan, skoon, reg met hom en vir hom vrugte kan dra. Is daar nog iemand? Daar's nog kans, man. Daar's nog kans. Die persone wat hulle hand opgesteek het, neem die volgende stap, man, en kom na vore, sodat ons saam met u kan bid.